Beloved, the God who parts the seas and leads you through mighty waters whispers this truth. Do not dwell on what was, for I am about to do a new thing. Even now it springs forth. Can you not perceive it? In the wilderness of your waiting, rivers will flow. In the deserts of despair, streams of hope will arise. You are formed by love, chosen to declare God's praise. Let go of fear. Release the weight of what has been, and step into the mystery of what is yet to be. God's work is not always seen, but it is never absent. What seems barren may yet bloom, and what feels lost may yet be found. Rejoice, for the one who restores fortunes is near. The seeds you have sown in tears will one day yield shouts of joy, and you will carry your harvest home. Go forward, forgetting what lies behind, and press on towards what is yet to come. Lay hold of the grace that has laid hold of you, not in your strength, but in the surpassing beauty of knowing Christ. May your life, like Mary's offering, be poured out in devotion, filling the world with the fragrance of love. Do not fear the cost. The one you honor is worth everything. So go now, beloved, to find the rivers in the wilderness, to sow seeds of hope where the ground is dry, and to press onward with joy toward the heavenly call in Christ Jesus. May the God of new beginnings walk beside you. May streams of mercy run before you. And may the fragrance of love linger in all you leave behind. Amen. Spreuke 18 vers 20. Van die vrug van 'n man se mond word sy binneste versadig. Van die opbrengs van sy lippe word hy versadig. Goeiemôre, dis baie lekker om vandag weer saam met jou te kuier. Het jy al iets gesê waar jy spyt was? Ons het mos die gesegde, spyt kom altyd te laat. As mens net vroeër geweet het. So op 'n dag was daar 'n jong man en hy het kwaadwillig iets gesê van 'n vriend en hy het baie sleg gevoel. Toe gaan hy nou na sy geestelike begeleier toe. En die raad wat hy te kry is die volgende: gaan klim bo op die hoogste toring. Nou vat jy 'n kussing vol donsvere en jy skrit uit in die wind. En dan klim jy af en dan gaan tel jy elke veer op. En die jongman het op so gekyk en sê, maar dit is heeltemal onmoontlik. En die begeleier het sê, jy kry die punt.
kom ons vra die Here vir vergifnis. So, daar's iets in die storie wat vir ons vertel van die permanensie en die ewigheid wat daar in woorde is. Toevallige Chinese glo dat jy net soveel ontvang en elke mens het verskillende hoeveelhede en as dit opgebruik is, dan gaan jy. Het jy al gewonder, wat is woorde? Wat presies is dit? Ons kan ook sê, dis die uitgaan van iemand se gees om sy wil te doen. In die Zulu tradisie, hulle sal jou lere sê, dis die uitgaan van jou asem en jou asem bewoon die wêreld. Die woord in Hebreëus vir praat beteken ook doen. En die meer bekende Griekse woord logos wat jy dalk van weet, beteken praat, maar het beteken ook orde. So, hoe leer ons God ken? Die opening in die Bybel is God praat. As Johannes Jesus voorstel, dan sê hy, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. So, God praat nie net nie. Sy woorde skep as hy praat. En net so ons. Ons is geskape na sy beeld, en wanneer ons praat, skep ons. Daar's 'n skrifgedeelte in Spreuke wat dit eintlik verskriklik mooi verduidelik in Spreuke 18 vers 20. Hy sê van die vrug van iemand se mond word sy maag versadig en die opbrengs van sy lippe, daarvan sal hy lewe. So, hy sê so die een vertaling, die vrug van 'n mens se mond versadig sy liggaam en die werk van sy lippe bring hom terug. So twee belangrike goed, ek dink, gaan na jou liggaam toe, so woorde het 'n bewese fisiologiese en neurologiese effek. So en as dit iets is wat ons eet, is dit miskien 'n goeie vraag, wat eet jy? So as jy kitskos eet, gaan jy altyd honger bly en jou brein gaan vir jou sê, jy het dit nodig. En dan die tweede belangrike ding, wat ek dalk vandag meer wil stilstaan, is die opbrengs van sy lippe. So ergens kom woorde vandaan, ergens word woorde geplant, ergens word woorde gekweek, waar gaan haal jy hulle? So jy weet, in die antieke tyd was dit ontsaglik belangrik, as jy jou woord gee, was dit bindend. Is nie vandag, daar was nie regsfirmas wat al die loopholes uithaal as jy gelieg het om jou los te kry. Weet nie of jy al in baie van die films wat jy nog vandag sien is, selfs as jou vyand dit gesê het, is dit bindend. Nou kom Jesus dan sê hy, laat jou ja wees en jou nee, want meer is dit is uit die bose uit. So, in daai tyd het hulle gesweer, hulle het 'n eed geneem en dan het hulle gesê, ek sweer by die hemel, of ek sweer by my kop, of ek sweer by Jerusalem. En eintlik al wat Jesus wil sê is, hoor jy, moenie jou woorde probeer krag gee deur eedswerings nie. Gee dit krag deur jou karakter. Ag, en ons almal weet dit vandag. Hoe voel jy as jy Donald Trump sien, of Jacob Zuma sien, of jy glo dit net nie, want daar is net nie meer 'n geloof dat woorde hoegenaamd belangrik is nie. Hoekom? Want dit het 'n markwaarde geword. In ons gebruik dit in advertensies, bemarking en politiek om te verkoop, te manipuleer. Dit is nie meer om te kommunikeer en ons te verbind nie. Dan is ons totaal oorversadig. Duisende tweets, elke dag ons word gebombardeer. En dan is dit interessant, die ou kultuur het glo, jy praat as jy gerus het, en jy praat uit seremonie uit. Ons het dit nie, ons het spoed, en ons reageer. En dis hoekom, so wat beteken woorde vandag, soos liefde, soos moeder, soos roeping, soos, dit het verander. Liefde is amper gelyk aan chemistry. Vra vir 'n student wat se liefde. Vandag is roeping se loopbaan. En Dallas Willard het die mooiste woorde, hy sê, hy praat van die verdamping van die evangelie. En dit is, dat die diepste waarhede is gereduseer tot
belaglike, oppervlakkige goed. So, as jy praat, uit wat praat jy? Die opbrengs, waar kom jou opbrengs vandaan? En ek weet, Jakobus sê, ons almal struikel dikwels met ons tong. En as jy bewus is daarvan, gaan jy agterkom dat ons oes eintlik in 'n kernongesonde plek. En daai goed is soos donsvere wat nie gesond is vir jouself nie, en dit is ook nie gesond vir ander mense nie. So om nou net te sê, okay, ja, ek gaan anders praat. Daar's vandag so baie dankbare websites wat jou leer. Jy moet net dankie sê elke dag. Is dit so maklik? Ek dink nie so nie, want jy kan die regte goed sê, maar as jy dit oes uit die verkeerde plek, is dit net so sleg. So ons oorbeheptheid met woorde. Woorde is nie lettergrepe wat krag het nie. Ek bedoel, die Eskimo's glo die kleur swart is boos. Dis maar taal is iets wat gevorm word uit die werklikheid van ons ervarings. Luister na hierdie skrifgedeelte, Psalm 55:21. Sy woorde is glad soos botter, maar daar's oorlog in sy hart. Sy woorde is sag soos olie, maar dit steek soos swaarde. Ander manier wat Jesus sê, jy vereer jou met lippe, maar jou hart is ver. Kan jy sien, daar's 'n disconnect van die opbrengs. Wat kan jy nader bring om te praat uit 'n diep plek, om te praat uit jou hart uit? Ek dink ons moet probeer om ons werklikhede met woorde te beskryf. En baie keer het ons nie eens die regte woorde, eerder as om woorde te gebruik om ons werklikheid te probeer skep. Het is interessant dat die Bybel begin met benoem. Ons moet goed name gee. Het was nou regtig nie Adam en Eva wat gesit het en name moes gee vir elke voeltjie, of ek dink nie, dit was 'n ander benoeming. Woorde is nie etikette wat jy probeer werklikhede op plak nie. Dit is eerder die betekenis wat ons ervarings het. Dalk het Adam en Eva meer gepraat oor hoe die natuur hulle speel en name daaruit kry. So hoe benoem jy jou werklikhede? Ons kook al, ons moet weer kook vanaand. Wat van as jy eerder dink aan die versorging van jou liggaam? Hoekom wil die Here moet ons bid as ons eet dit? Ek dink hy bring 'n verdieping in die ervaring en die woorde. Of ons weer gaan skorrelgoed was. Wat van as jy dalk orde skep en skoonheid bring? Hoe praat ons oor goed? Jy weet, die Eskimo's het baie woorde vir sneeu. Hoekom? Want sneeu val partykeer anders en sneeu is anders. En dan beskryf ek, so ons beskryf die werklikheid. Dan net die tweede ding wat ek ook wil noem, ons moet nie net praat nie, maar ons spraak moet ook beeldspraak insluit. En ons het alles kop toe gevat nie, dis logika. En ons lag eintlik vir stories, en ons gebruik stories om ons te entertain. Maar kyk na Jesus. Dis hoe hy die Ou Testament betekenis gee, nie soos wat ons het doen. Hier staan in Deuteronomium, Levitikus, hier is die bewyse, hier is die goed. Nee. Hy vertel jou verhale, dan nooi hy God binne hierdie verhale in. Dit is hyperbole, dis vergelykings, dis verhale. Hy doen nie Bible proving. En wat van as ons woorde ten diepste omgang met alles wat in ons lewe gebeur? Ek onthou die eerste keer toe ek geestelike begeleiers sien en ek het nekpyn en sy sê, wat sê jou nek vir jou? En ek sê seer, sy sê nee. So 'n sielkundige sal
dalk 'n diep simbool in jou nek en jou dokter gaan ook vir jou sê, jy het arthritis, jy weet, 'n geestelike begeleier gaan ook vir jou iets anders sê, jy dra jou kruis. Dis een pyn, maar ons beskryf dit deur verskillende werklikhede. En op die ou end, ek dink hoekom Jesus dit doen, beelde help ons. Ons hart werk met beelde. En die doel wat hy doen met die Ou Testament deur al hierdie fantastiese verhale uit te gooi, is om jou voor te stel aan die outeur van die woorde. Dan in die laaste plek, Henry Nouwen het gesê dat enige mens wat nie uit stilte praat nie, moenie praat nie. Julle onthou Viktor Frankl in Auschwitz, hy het gekyk, maar wie het oorleef? En sy gevolgtrekking was, dis mense wat betekenis kon vind. So hulle kon die ervaring, kon hulle woorde voorgee. En hy het gesê, tussen 'n stimulus en 'n respons lê daar so klein spasie. Daai spasie is stilte van wag. En binne daai spasie kan ons baie keer ons respons herformuleer. Mag jy voel hoe jy woorde put uit 'n ongelooflike diep plek. Ek dink nou daaraan, jy weet, narratiewe terapie is net dit. Jy gaan na iemand toe en jy vertel jou storie, en weet jy wat doen die terapeute? Help jou om jou storie net anders te vertel. Spreuke 18:21 sê, lewe en dood is in die mag van die tong. Mag jy voel hoe die Here jou lewe gee uit jou woorde, en mag jou geliefdes en hierdie land en mense om jou voel hoe kragtig woorde is wat uit God kom, uit 'n diep plek uit jou lewe. Kom ons bid saam. Here, bewaar ons tong en mag dit lewe gee. Amen. Baie dankie, dit was baie lekker om saam met jou te wees. Ons is volgende Sondag, sluit ons af met 'n Kersprogram, so die oggend en na dit gaan ons piknik hou, so jy is baie welkom. En dan baie dankie vir julle ondersteuning ook. Jy kan deur SnapScan gee of jy kan sommer op die web ook loer. Geniet die dag.